Vriende, gaan vanmôre vra dat al die manspersone sal staan, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Ons wonderlike hemelse Vader, ons eer en ons aanbid U, dat ons vanmôre in die naam bo alle name kan vergader, die naam van ons dierbare Here Jesus Christus, en dat die woord vir ons leer as Christus verhoog word, dan trek hy mense na homself. Dis ons bede dat Christus verhoog sal word, alhoewel ons vanmôre gaan stil staan, en besonder by ons moeders, by die vroutjies in ons gemeente, wat ook 'n groot impak het, Here, op hulle huise en op ons samelewing, dat U Vader nog steeds Christus sal verhoog, die een wat uit genade red, die een wat vir ons vul met sy gees, en ons leer hoe om te lewe te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Dankie vir U wonderlike Heilige Gees, wat ook vanmôre in ons midde teenwoordig is. Ons kan U vanmôre nie met die blote oog sien nie, maar deur die geloof weet ons, dat U woord vir ons sê, dat U in ons midde teenwoordig is. En daarom wil ons U, die drie-enige God, heilig, deur ons toewyding, deur ons gehoorsaamheid, deur ons onverdeelde aandag, wat ons skenk aan die woord wat gepredik sal word. En ag Here, dan bid ons vir ontvanklike harte, ja, gewillige harte, om hier vandaan uit te beweeg en te doen wat U van ons vra. Here, ek pleit by U, dat ons nie gewoond sal raak aan die kosbare evangelie, dat ons nie gewoond sal raak aan die persoon van God, en die Seun en die Heilige Gees, en lukraak omgaan met die heilige dinge van God nie. Mag ons as Berea gemeente ons naam gestand doen, mag ons studente van die woord wees, Here, en mag dit ons heilig, mag dit ons nederig maak, mag dit ons vul met die vrug van die Gees, en mag ons hiervandaan uitbeweeg om skynende ligte in hierdie donker wêreld te wees. Dierbare Here, ons bid vanmôre ook dat U deur die waarheid van U woord ons harte sal verander, sal vernuwe. Ons pleit by U ook, Here, vir hulle wat vanmôre nie hier is nie. Daar is van hulle wat siek is, daar is van hulle wat weens omstandighede nie hier kan wees nie, dat U vir hulle ook die God van die nabye sal wees, vir hulle wat inskakel vanmôre. Ons weet daar is heelwat mense wat inskakel oor ons land. Here, dat U vir hulle ryklik sal seën daar in hulle sitkamer, of miskien by 'n saal of 'n plek van aanbidding waar hulle saamkom, dat U Gees teenwoordig sal wees, en dat die waarheid van die woord ook tot hulle harte sal spreek. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk, van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou vriende, ek nooi om die woord van die Here vanmôre saam met my oop te maak, by 2 Timoteus die 1ste hoofstuk. 2 Timoteus die 1ste hoofstuk, en ons gaan daar die 1ste tot die 5de vers saam lees. Nou Paulus skryf hierdie brief uit die tronk aan die jongman Timoteus, wat dan ook later die leraar sou wees, of sou word van die gemeente in Efese. Timoteus, 'n natuurlike vreesagtige mens, daarom skryf Paulus in 1 Timoteus, dat die Here ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee het nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En nou skryf hy hier in 2 Timoteus, die 1ste hoofstuk, ons gaan daar die eerste 5 verse saam lees. Paulus, apostel van Jesus Christus deur die wil van God, ooreenkomstig die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is, aan Timoteus, my geliefde kind, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Here. Ek dank God, dat ek van my voorouers in 'n rein gewete dien, wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou dink in my gebede, terwyl ek verlang om jou te sien, as ek aan jou trane dink, sodat ek met blydskap vervul kan word. En as ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Lois en in jou moeder Eunice, en wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. Net daar die 5 verse, en ek wil net vir u noem dat haar naam is nie Louise nie, is Lois. Dis die naam, ek het altyd die naam verkeerd uitgespreek, en toe besluit ek by myself, terwille van die Afrikaanse taal, dat ek gaan hoor hoe spreek 'n mens die naam uit. En nou moet ek op 56-jarige ouderdom vir Louise jammer sê. Dis eintlik Lois. Ok, kom ons gaan kyk na die teks van oordenking vanmôre, 2 Timoteus 1 vers 5. En as ek my herinner aan die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Lois en in jou moeder Eunice, en wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. Die tema van vanmôre se boodskap, die impak van ongeveinsde geloof, die impak van ongeveinsde geloof. Nou vriende,
Wie van u kan onthou, watse vers het ek op die bord gesit waarmee ek u gegroet het? Spreuke 31 vers 30. Dit is die woorde waarmee ek u gegroet het vanmôre, en daar staan die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Nou as ons kyk na hierdie twee vroutjies wat in 2 Timoteus 1 vers 5 genoem word, dan sien ons dat dit eie was aan hulle lewe, dat hulle die Here gevrees, die Here gedien en die Here gevolg het. Nou Timoteus se ouma en sy ma was vrouens gewees wat nougeset met die Here gewandel het. En vriende, nougeset beteken niks snaaks nie. Dit beteken nie sy het heeldag toegesluit in die kamer met die Bybel en gebid en haar huishouding het agteruit gegaan en daar was nie kos gemaak en daar was nie 'n versorging van die huishouding nie. Nee, vriende, om 'n ongeveinsde lewe te leef, 'n heilige lewe te leef en 'n lewe wat God vrees, is 'n lewe om elke dag vir jou kinders, vir jou man, vir die mense om jou te wys dat om die Here te dien is 'n voorreg, dis 'n vreugde, dis 'n blydskap. En ons moet dit doen in die vrees van die Here. Nou as ons kyk, vriende, na hierdie twee mense wat genoem word in 2 Timoteus, die eerste hoofstuk, dan sien ons dat hulle die Here lief gehad het. Hulle liefde en toewyding het baie diep spore getrap in die lewe van hierdie jong man Timoteus, wat later dan ook 'n predikant sou word van die gemeente Efese waarvan ons lees in die boek Openbaring. Nou vanmôre is Moedersdag en op Moedersdag vier ons die invloed. Hoor wat ek hier sê. Vanmôre vier ons die invloed van ma's op die lewe van hulle kinders. Nou ongelukkig, vriende, in die meeste gevalle is die invloed negatief. In die meeste gevalle is die invloed swak. Ek lees onlangs iets baie komies, ek het gister vir Ethel daarvan vertel. Dis nou 'n man, hy's so in sy middeljare en hy soek nou 'n vrou wat hy nou lyk my sy lewe mee wil deel. En dit was op Facebook gewees en hy sê vir die vrouens op die gedeelte, ek soek nie iemand wat rook nie, en ek soek nie iemand wat meer kan drink as hulle boetie nie. En dan nou die res wat daarmee gepaard gaan, jy weet, 'n los lewe lei en allerhande goed nie. Dink ek myself op sosiale blad, sit hierdie man presies dit wat in ons land aan die gang is onder ons vroulike geslag. Dit lyk my of vrouens hulle identiteit verloor het. Hulle wil so bitter graag mans wees. Nou ek kan vir u vanmôre met sekerheid sê, mans het hulle eie uitdagings. Dit gaan nie so wonderlik goed met ons as u dink dit gaan nie. En ek wil vanmôre vir u sê dat die invloed van ons vrouens 'n direkte gevolg het op die agteruitgang van ons kinders, die hartseer dinge wat ons vandag beleef en die immoraliteit wat onder ons jong meisies is. Dis 'n direkte gevolg van moeders wat God nie vrees en God nie dien en God nie volg nie. Daarom vanmôre vier ons Moedersdag in hierdie gemeente omdat ons die Here dankbaar is vir vroutjies wat nog weet wat dit is om God te vrees, God lief te hê en 'n voorbeeld vir hulle kinders na te laat. Vriende, ek wil vanmôre nie by die negatief stil staan nie. Daar is legio voorbeelde van negatiewe voorbeelde wat ons vanmôre kan noem. Ek wil u vanmôre eerder oproep om te sien wat 'n goddelike invloed 'n dame, 'n vrou, 'n ouma en 'n ma op hulle kinders kan hê. Nou ons is 'n gereformeerde kerk, soos u weet, en in die gereformeerde tradisie sien ons nie ouerskap as net 'n biologiese versorging nie. Jy weet, ek praat met baie mense, dit lyk vir my asof paas en ma's, en ek gaan soms verwys na die pa en die ma, terwyl ons fokus op die moeder vanmôre gaan wees, dit lyk my of hulle dink dat hulle net hulle kinders moet kos gee, 'n bed moet gee, 'n skoolopvoeding moet gee en dan hulle wegstuur. Luister vriende, die biologiese opvoeding of versorging sê eerder, is die geringe deel van dit wat in die huis aan die gang is. Wanneer ons kyk na God se woord en wanneer ons kyk na die verantwoordelikheid van 'n man en 'n vrou en dan in besonder praat ons vanmôre met ons moeders, dan sien ons dat ons voor die kansel 'n doopbelofte afgelê het. Dat ons kinders sal onderrig en laat onderrig in die waarheid van God se woord. Ons het hierdie goddelike verantwoordelikheid. Hierdie belofte wat ons gemaak het, is 'n belofte wat ons moet nakom, want ons het hierdie belofte afgelê nie noodwendig net
voor die gemeente nie, maar voor hierdie heilige God aan wie ons behoort. In hierdie verbondsopdrag, in hierdie opdrag van om ons kinders op te voed in die weë van die Here, het ons 'n verantwoordelikheid en ons sien hoe Lois en Eunice dit nagekom het. Want u sien, die vrees vir die Here dryf my om ten spyte van omstandighede die Here te dien, die Here te volg en 'n voorbeeld na te laat. Hoor wat sê die Here in die boek Deuteronomium, die 6de hoofstuk, alreeds in die Ou Testament, en ek dink dis presies wat Timoteus se ouma en sy ma nagekom het. Daar staan, daarom moet jy. Nou sê gou vir my, as jy die woordjie moet hoor, wat sien jy, wat hoor jy? Dis 'n ononderhandelbare opdrag wat nou volg. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in die eerste plek in jou hart wees. En jy moet jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, as jy op die pad is, as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoudsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skryf. Wat eenvoudig hier staan is, dat ons die verantwoordelikheid het as mans en as vroue, as paas en maas, om ons kinders in en ten alle tye te onderrig. As jy daar in die kar ry, en daar is iets miskien op die radio wat na vore kom, 'n berig of een of ander sedelike of sedelose ding wat gebeur het, om jou kind te onderrig daaroor. As jy miskien hoor, daar was weer 'n ongeluk en mense was onder die invloed van drank en daar is mense oorlede, om jou kind te onderrig. Wanneer jy miskien die nuus aansit en jy hoor van al die bedrog van hierdie bose leiers in Suid-Afrika, om jou kind te onderrig, om vir hom te leer dat God bo alles in beheer is en dat hy op die regte tyd sal oordeel. Dis presies wat hierdie verse beteken. Dit gaan nie net oor 5 minute in die aand saam met hulle Bybel lees en bid, sit hulle in die bed en gaan leef jou eie lewe nie. Dit gaan oor die besondere impak wat jy in hulle lewe het, deur 'n liefde self te hê vir die woord van die Here, en daardie liefde aan hulle deur te kommunikeer. Nou vriende, vandag gaan ons kyk na hierdie nalatenskap van hierdie baie besondere twee vrouens, en hoe hulle nalatenskap deur die eeue echo, en hoe ons ook hierdie wonderlike twee boeke gekry het in die Bybel, 1 en 2 Timoteus, wat die apostel Paulus juis aan hierdie seun Timoteus skryf, om vir hom dan ook op te roep tot 'n toewyding aan die Here, soos sy ma en sy ouma die Here gedien het. Paulus begin hierdie hoofstuk met hierdie gebruikelike groet in 1 Timoteus 1 vers 2, en hy sê aan Timoteus, my ware kind in die geloof, hoor nou, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. Dis 'n gebruikelike groet. U kan deur Paulus se briewe werk. Paulus skryf aan hierdie jong man Timoteus en hy sê, jy's my ware kind in die geloof. Nou as ons bietjie die geskiedenis gaan navors, dan sien ons dat die man Timoteus tot bekering gekom het, heel moontlik by hierdie eerste sendingreis wat Paulus onderneem het, toe hy in Lystra aangegaan het, Timoteus se tuisdorp, so ongeveer 46 tot 48 na Christus. Nou as ons hierdie boek lees, en ons lees hierdie klompie hoofstukke, 1 Timoteus, 2 Timoteus, dan sien ons wat 'n geweldige rol hierdie ma en ouma in sy lewe gespeel het. En het jy al gedink waarom die ma en die ouma so 'n belangrike rol in sy lewe gespeel het? Ons gaan later daarna kyk. Timoteus se pa was 'n Griek. Hy het eintlik niks met God te doen gehad of sy woord nie. Die kommentaarskrywers is basies eens daaroor dat dit 'n geredde ma en 'n ouma was en 'n ongeredde pa. Hoe dikwels wil ons 'n verskoning soek waarom ons kinders die Here nie dien nie. Dis hierdie goddelose man van my. Ek onthou toe ek so klein laaitjie was, dan het ons bidure gehad op woensdae aande. Dan was daar 'n tannie gewees, ek gaan haar naam nou eerder uitlaat. En dan sal sy bid, dan sal sy sê, "O, Here, U weet hierdie man van my." Sy naam was Adonis gewees. Hy drink, en hy rook, en hy gaan kroeg toe, en hy lyk my, hy speel darts. Ek het van al die oom se sondes geweet, onder die tannie se gebed. En die dag as ek uit daai gemeente as groot man, en daai man het nooit by die Here uitgekom, sover ek weet nie, en hy's later dood. Hoekom? Want u sien vriende, dit gaan nie oor om iemand die skuld te gee vir my kind se sonde nie, maar om ten spyte van die uitdagings wat daar is,
My man die Here dien of hy nie die Here dien nie, ek as ma het die verantwoordelikheid om my kinders te onderrig in die waarheid van God se woord. Timoteus kom tot bekering, hy het die evangelies alreeds gevestig, hy sien hoe 'n heilige lewe lyk in die voorbeeld van sy ouma en sy ma. En ag vriende, later toe Paulus weer aankom by hierdie plek Lystra, sê die Bybel vir ons, was Timoteus al gevestig in die geloof. Hy was nie meer 'n babietjie in die geloof nie. Ek slaan my hande saam vir mense wat soveel preke van MacArthur luister en ag, hulle hou so Bybelstudie. Maar as die geringste ding oor hulle pad kom, dan val hulle in die sonde en doen hulle die gruwelikste van goed. En dan wil almal en alles die skuld gee daarvoor. Dis die probleem van ons tyd. Timoteus was nie so man nie. Hy het na sy ma en na sy ouma gekyk en hy het gesien lewens wat heilig geleef is. En hy het tot bekering gekom en hy het in hulle voetspore gevolg. En ons gaan vanmôre kyk net na 3 gedagtes. Terwille van die tyd 3 gedagtes. Daarna kan die cupcakes gaan eet en die skaapbout by die huis. En dan kan u die dag saam met u geliefde vrou geniet. Kom ons kyk die eerste gedagte wat ek raak gesien het, is sy ouma en ma se geloof was ongeveins. Wat bedoel ons as ons sê die geloof was ongeveins? 2 Timoteus 1 vers 5. En as ek my herinner aan die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Lois en in jou moeder Eunice. Nou Paulus beskryf, vriende, die geloof van hierdie 2 vroue en die geloof van Timoteus as ongeveinsde geloof. Nou vriende, hierdie woordjie ongeveins beteken opregte geloof. Dis anhypokritos is die Griekse woord. Bietjie slim geklink nou, maar die gedagte is, dis 'n geloof sonder, wat staan daar? Maskers. Dis 'n geloof wat geen bedrog het nie. Dis nie 'n geloof wat maandag tot Vrydag iets anderste of maandag tot Saterdag iets anderste deurgee nie, maar elke dag van die week, Sondag tot Sondag, 'n getuienis is tot eer van die Here. Hierdie gedagte van sonder bedrog vind ons daar in Johannes 1:47. Onthou u die man Nathanael? Dis nou nie die ou wat die kookprogram aanbied wat lyk soos 'n spook nie, né? Dis nou nie daai ou wat so snaaks praat en goedjies doen en allerhande snaakse dinge uitvoer nie. Die Nathanael hier in die Bybel is 'n eenvoudige man wat onder 'n vrye boom gesit het. En Filippus kom na hom toe en Filippus sê vir hom, ons het die Messias gevind. En Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nasaret iets goeds wees? Filippus antwoord hom, kom kyk. As mense oor jou redding praat, sê vir hulle, kyk hoe het my lewe verander. Hy, die Messias, die man van Nasaret het my kom nuut maak. Filippus antwoord hom, kom kyk. Hoor wat sê vers 48. Daarop sien Jesus Nathanael na hom toe kom en sê van hom, hier is waarlik 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Dieselfde woord, dieselfde gedagte, ongeveins. Hy het nie voorgegee nie. Hy was nie 'n kerkengel en 'n huisduiwel nie. Ongeveins. Hy was 'n man sonder bedrog. Timoteus en sy ma en sy ouma het hierdie selfde geloof gehad. En ag vriende, dit het vir my so aan die hart gegryp toe ek dink aan hierdie gedeelte. Hierdie is 'n geloof wat gebalanseerd was, konsekwent, toegewyd, mense eenkant gesit vir die Here en die impak spreek tot vandag toe op hulle lewens. Ek sê vir Ethel gisterand, dis sê ek vir my vrou, ek wil jou 'n kompliment gee. Want my seun, die jongste een, sê nou die dag van ma, as ek 'n vrou soek ek 'n vrou soos jy. Wat 'n voorbeeld het hierdie vrou op haar kinders gehad. Tot op hierdie dag. En ek sê van gisterand, ek dank die Here vir haar in my lewe en in my seun se lewe. Ek onthou my seuns, ek het 3 van hulle, en ons was nou al by 'n paar gemeentes gewees, het gereeld gaan kuier by huise. Maats nooi hulle oor en hulle gaan kuier, dan kom hulle by die huis en sê hulle, pa, daai auntie is nie by die huis wat sy by die kerk is nie. Hy sê, sy by die huis is hy woes. Jy kan dit in 'n mate sien by die kerk ook, want die man staan gereeld op aandag as die vrou moet hom praat en weet sal die Here as hy loop en allerhande goedjies. Maar hulle probeer as hulle jou sien, môre dominee, hoe gaan dit met jou?
feestelike dag. En dan kyk die man so, dan dink hy by homself, wie is hy? Ek wens elke dag was 'n Sondag, né? Joel Osteen sê, hy wens elke dag was 'n Vrydag, every day a Friday. Die man dink, every day a Sunday. Dan het ek hierdie vrou vir altyd. Maar die gedagte eenvoudig, dan kom hulle met die hartseer verhale terug na ons toe en sê, pa, maar hierdie vrou is nie wat sy voorgee om te wees nie. En dis nie om op die vrouens te pik nie, hier en daar ook die mans, maar ongelukkig die meeste van die tyd. Die vrouens. Ek wil vanmôre vir u as ma sê, moenie 'n maskerdraer wees nie. Ons verwag nie van moeders, van oumas volmaaktheid nie. Maar wat die Bybel vir ons leer uit die lewe van Lois en van Eunice is, opregte geloof, is wanneer die krisistye kom om my kind te leer, in die krisistye is my vertroue in die Here. Is daar 'n begeerte om God te volg? U sien, kinders sien ons op ons beste en op ons slegste. Hulle sien ons elke dag van die week. Hulle sien ons wanneer ons siek is, hulle sien ons wanneer ons gesond is. Hulle sien ons in die maklike en die moeilike tye, wanneer ek en my man 'n verskil het, en wanneer daar miskien probleme met die finansies is, wanneer daar dood in die huis gekom het, dan sien die kinders en hulle observeer, hoe gaan pa en ma nou optree in hierdie bepaalde situasie? En ek vertrou en ek hoop en ek glo, dat u wat vanmôre bely, u behoort aan die Here, tree anderste op as die wêreld. Vriende, wat dit beteken om 'n ongeveinsde geloof te hê, beteken om ten spyte van maklike of moeilike tye, jou kind te leer hoe dit is om te bid, om God se woord te bestudeer. Leer jou kind om vergifnis te vra vir sy sonde, dat daar 'n kruis op Golgotha is waar Christus dan die vloek van ons sonde gedra het. Leer hulle om reg te maak waar hulle verkeerd gedoen het. Leer hulle om die beloftes van God se woord vas te gryp en daaraan vas te hou en in vaste vertroue te leef dat die God van gister ook die God van vandag is, die een wat ons sal dra. Vriende, 'n ware egte geloof is 'n geloof wat nie net hou vir 'n dag of vir 'n week of vir 'n maand of 'n jaar nie. 1 Timoteus 1 vers 5 sê, maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart en 'n goeie gewete en 'n geloof sonder maskers. 'n geloof wat nie altyd voorgee wat ek nie is nie. 'n ongeveinsde geloof. Petrus kom, hierdie apostel wat Jesus op 'n stadium verraai het, en hy sê later in 1 Petrus 1:22, hy sê, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart, want julle is wedergebore nie uit onverganklike saad nie, maar uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord wat van God wat tot in ewigheid toe bly. U sien 'n ongeveinsde broederliefde, ongeveinsde geloof, 'n ongeveinsde lewe begin by wedergeboorte. Ek wil vir jou vanmôre vra, as jy nuut gemaak, as jy vanmôre 'n ma is, as jy vanmôre 'n ouma is, as jy nuut gemaak, en kan jou kinders en jou kleinkinders sien dat jy nuut is. Ons mis so baie van God se seëninge op aarde, omdat ons nie met 'n ongeveinsde geloof elke dag leef nie. Die tweede gedagte vanmôre, hierdie twee vroue se geloof was nie net ongeveins nie, maar is ook oorgedra van ouma na ma na seun. Ons weet nie of Timoteus kinders gehad het en sy kinders gehad het nie, maar ek glo deur die geslagtes hierdie geloof oorgedra, want dit was 'n ongeveinsde geloof. Luister vriende, 'n voorgee geloof stoot mense weg. 'n Ongeveinsde geloof trek mense na die Here Jesus Christus. Hoor dit staan hier, 2 Timoteus 1:5, en as ek my herinner aan die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Lois en in jou moeder Eunice, en wat ek daarvan oortuig is ook in jou is. Luister gou vanmôre, ek wil vir u iets sê wat u al reeds weet, maar ek wil dit net met dubbellyne onderstreep. Geloof word nie deur gene oorgedra nie. Dit word nie deur gene oorgedra nie.
omdat my pa gered was, en my ma gered was, is ek nou van nature gered, en omdat hulle my gedoop het, is ek in die verbond verseël, en kan ek leef soos ek wil, ek behoort aan die Here. Nee, dit word nie deur gene oorgedra nie, maar hoor nou, deur disippelskap. Die ma vat die kind fisies en leer die kind wie God is, wie Christus is, wie die Heilige Gees is. U sien, Timoteus se ouma en sy ma die Here gedien en liefgehad. Die ma het by die ouma gesien, sy dien die Here, en die ma kom tot bekering. Timoteus kyk na sy ma en hy sien maar, ma dien die Here soos ouma die Here dien en hy kom tot bekering. En hierdie sneeubal effek, vriende, is wat ons nodig het in huishoudings vandag. Moenie vir kinders sê, dien die Here nie. En as hulle goed doen, is hulle kinders van Jesus, en as hulle stout is hulle kinders van die duiwel nie. Moenie hulle verwar nie. Wedergeboorte is 'n werk wat God in my siel doen. Die verandering is sigbaar, en hierdie kinders moet in voetspore volg, wat ons vir hulle dan deurgee. Timoteus het dit gesien, hy het gevolg. Hy het nie van self geglo nie, hy het geleer. En hierdie God van genade het hom gered. Vriende, as kinders van God glo ons, dat God ook sy genade verbond met ons kinders wil oprig. Ek het gisterand 'n bietjie 'n lang gesprek met my seun gehad daar in Amerika. Eintlik hy en sy ma het langer gepraat. Wil jy weet hoe lank? U wil weet, ek weet u wil weet. 1 uur en 42 minute. Waarvan ek daarom 15 minute gekry het. 10. Maar ons het bestaan en by die doop uitgekom, en hoor wat staan in Handelinge 2:37. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en Petrus en die ander apostels het gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom toe sal roep. So wat is die belangrike saak hier? Dat ons geloof aan ons kinders moet oordra. Ons moet vir hulle wys, leer, onderrig in wie hierdie God is, waarvan die hardste ons voorbeeld spreek. Ons voorbeeld spreek die hardste van al hierdie ander dinge. Vriende, as ons in voorbeeld die Here dien, dan sal ons kinders ook in ons voetspore volg. Ek wil vir die sê, is nie 'n waarborg nie. Ons weet dat Samuel se kinders die Here nie gedien het nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Ons weet Dawid se een seun was 'n absolute rebel, Absalom, terwyl die ander seun 'n seun was, die man Salomo. Maar die beginsel is, as ons in die algemeen kyk, as daar 'n ongeveinsde geloof is wat uitgeleef word, en disippelskap wat toegepas word, die waarheid van die woord wat onder hulle voete gelê word, is daar 'n baie, baie sterk kans dat hierdie kinders by die Here sal uitkom, want hulle gaan deur die onderrigting uit die woord, hulle sondige toestand besef, die genade van God in Christus bewys, en by die oortuigingswerk van die Gees uitroep om genade. Nou ek het aan die begin vir u gesê dat hierdie vrou Eunice se man was nie 'n kind van die Here nie. Die Bybel leer dit vir ons, Handelinge 16 vers 1, en hy het in Derbe en Lystra aangekom, dis Paulus, en daar was 'n disipel met die naam van Timoteus, seun van 'n gelowige Joodse vrou, maar van 'n Griekse vader. Ten spyte van die uitdagings, het hierdie vrou haar kind onderrig in God se wonderlike woord. En ag vriende, dis die volgende gedagte wat ek vanmôre by ons moeders wil laat. Moenie die impak van julle geestelike invloed onderskat op julle kinders nie. Vat jou kind van tyd tot tyd, neem hom eenkant, gesels met hom. Luister, kommunikasie is een van die belangrikste dinge om jou kind te leer ken en dat hy jou kan leer ken. Neem tyd met jou kind. As jy te besig is, skuif die ander dinge eenkant en neem tyd met jou kind, hoor wat die behoeftes van hulle hart is, hoor wat die begeertes van hulle siele is, luister waarmee hulle worstel, praat met hulle, kommunikeer met hulle, sodat jy hulle kan onderrig in die waarheid van God se woord. Want luister, ek glo nie een van ons wat vanmôre hier sit wil ons kind in die hel sien nie. Onder God se oordeel, onder God se toorn nie. En tog, die meeste van ons dink ons kinders gaan outomaties by die Here uitkom. Enige een wat vanmôre in 'n
betrekking staan, wat miskien deur studies gegaan het en nou in 'n posisie staan of elke dag moet opstaan om te gaan werk, weet, dit vat tyd, dit vat dissipline, dit vat sekere, ek wil amper sê van jou menswees. En wanneer dit kom by ons kinders, is dit asof ons hulle groot gemaak het, kos gegee het, nou is hulle in die huis, laat hulle aangaan met hulle lewe. Hierdie vakansie wat verby is, het ek en my oudste seun, 33, baie geestelike gesprekke gehad. Die een van 31, die Bybel oopgemaak, by tye saam gelees, gepraat oor sekere uitdagings in die lewe. U sien, die waardevolste erfenis wat ons vir ons kinders kan gee, is om vir hulle te wys hoe leef 'n kind van God, maar ook hulle die Bybel te leer, wie is hierdie God wat ek kan glo. Ons kinders moet weet wie God is. Hulle moet weet hy's 'n heilige God, hy's die skepper God, hy's die een wat vir ons asem en lewe gee. En daarom wil ek jou vra, moenie vaskyk aan al die uitdagings nie, maar kyk na die God wat die instaatsteller is ook in die opvoedingsproses. Vriende, ek wil dit net weer eens sê, en ek wil nie te veel vanmôre daaroor praat nie, maar ek het op my notas geskryf, daarom moet ek dit sê. Anders gaan my preek te kort wees. En ek wil dit nie hê nie. Ek is 100%, ek gaan vir u presies lees wat ek hier geskryf het. Ek is 100% oortuig dat my vrou se invloed op haar 3 seuns deur die Here gebruik was om hulle by die kruis uit te bring. Luister, ek het hierdie week daaraan gedink, haar stille gees, haar ondersteuning van my as hoof van my huis. Die kinderbybel wat sy gelees het saam met my kinders, sonnaskool, verduideliking, standpunte, geleer wat reg is en verkeerd is, het meegewerk, dat al 3 my seuns vandag die Here dien en liefhet. Wat het ek gedoen om te verdien dat die Here my so vrou gee? Niks. Was God se genade. Maar die beginsel wat ek vanmôre vir u wil sê as dames in ons gemeente, jou kinders kyk na jou. Ons as mans het 'n ander invloed op ons kinders as ons vroue. Hulle kyk na jou stille gees. Hulle kyk na die manier hoe jy jou man behandel. Hulle kyk na hoe jy die woord van die Here uitleef elke dag. Hoe jy jou dagtake verrig. En in dit kom daar hierdie liefde vir die God aan wie jy behoort. Wat op die einde van die dag hierdie kinders by die Here uitbring. Spreuke 31 sê hierdie woorde. Die woorde waarmee Limeel, die koning van Massa, waarmee sy moeder hom vermaan het. Somstyds is daar vermaaning. Vers 11. Die hart van haar man vertrou op haar en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie. Vers 26 belangrik. Haar mond maak sy oop met wysheid. En vriendelike onderrigting is op haar tong. Vriende, ek wil vanmôre vir jou sê, as man moet ons vrou ondersteun. En vrou, in die uitleef van jou ongeveinsde geloof, trap jy diep spore in die lewe van jou kinders, om die Here lief te hê en die Here te dien. Is hulle volmaak? Verseker nie. Jy ook nie. Ek ook nie. Die eise wat ons aan hulle stel, moet ons aan onsself stel. Ons moet hulle lei, dat hulle ons kinders maklik kan begelei. En ek is toe die Here dankbaar dat ons in hierdie vakansie as familie by mekaar kan wees. En een man, 'n predikant het ons raak geloop in Hartenbos en hy het gesê, julle moet seker 'n gereformeerde klomp mense wees. Want daar's klomp kinders en kleinkinders. En ons 2 het nou geword 5, 7 plus ons 2. En mag die koninkryk van God uitgebrei word deur ons as Bekes familie. Want ons is hier as burgers van die hemel op aarde, en so ook u. Mag ander Jesus Christus in ons as gemeente, en ook in ons vroutjies in besonder sien. Die laaste punt, waarby ek wil uitkom, is die vrug van hulle ongeveinsde geloof. Dit is nou Lois en Eunice. Die vrug van hulle ongeveinsde geloof, was om Timoteus toe te rus vir dienswerk aan die Here. U kom agter, een geslag kom, en die ander geslag gaan. Ek praat van ons pa, oorlede pa en
oorlede ma. Ons praat van ons oupa Grootjies. Luister, een geslag kom en die ander geslag gaan. Ons is hier op aarde as burgers van die hemel om die volgende geslag toe te rus vir dienswerk. Hulle is nie hier om studies af te handel, groot geld te kry, baie besittings bymekaar te maak en sonder God te sterwe nie. Dan het ons die doel gemis. Die Bybel sê vir ons, ek lees net weer vir u. As ek my herinner aan die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Lois en in jou moeder Eunice, en wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. 2 Timoteus 2 vers 1, jy dan my seun wees sterk, deur die genade wat in Christus Jesus is. En wat jy van my gehoor het onder baie getuie, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Ly dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. 2 Timoteus 4 vers 1, ek besweer u dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Timoteus verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lere. Ek was in elke week 6 keer in die kerk. 6 keer. Nou die dag toe ek vir iemand sê, toe kyk hulle my so aan asof hulle my wil sê, nou hoe kom jy by 6 keer uit? 4 keer op 'n Sondag. Oggenddiens, sonnaskool, middag Bybelklas, aanddiens, Woensdag bidure, Saterdag jeugaande, 6 keer 'n week. Iemand het eendag gesê, as 'n vlooi in 'n broodblik gebore word hy nie 'n brood nie. Hy bly 'n vlooi, as jy in die kerk groot word jy nie 'n kind van God nie. Maar deur my pa en my ma se voorbeeld, in die aand, ons was 8 gewees, 6 kinders, pa en ma, sit ons om die tafel, as pa klaar geëet het, word die Bybel oopgemaak, en my pa kon preek, o vaderlandsliefde. In my ongeredde tyd het ek baie keer gedink, pa, asseblief kry nou klaar. Dit raak nou lank, en as u vanmôre so dink, sies vir jou, hoor, ek het nog 'n paar minute oor. Maar die gedagte is net, die voorbeeld, ek sê nou die dag vir my vrou, ek wil in geen ander huis groot geword het nie. Ons was nie ryk mense nie, my pa was 'n ambagsman, 6 kinders, het al sy winste opgeëet. Maar een ding wat die Here my kom leer het, daar was 'n liefde vir die Here in hulle lewe. Hulle was nie volmaak nie, daar was dinge wat hulle gedoen het wat ek nooit sal doen nie. Daar's dinge wat hulle gedoen het wat ek graag navolg. Maar een ding wat die Here my kom leer het, soos hulle my toegerus het vir dienswerk. Hulle het nie geweet ek gaan eendag 'n predikant word nie. Hulle het nie geweet ek gaan in diens van die Here staan nie. Maar dikwels as ek terugdink aan hulle, dank ek die Here vir hulle opvoeding. Die impak wat hulle in my lewe gehad het om my toe te rus vir die werk wat ek vandag vir die Here moet doen. My 2 seuns, die een in Amerika, die een in die Kaap, Kalfyn, onder sy maats by die golfbaan, moet 'n voorbeeld wees. Ek moet hulle toerus. Ek moet vir hom sê, seun, dis wat jy aan hierdie jong manne moet sê. Hulle is ook op pad na 'n ewigheid sonder God en sonder hoop. Rus hulle toe, neem tyd met die woord, spandeer tyd saam met hulle. En hierdie man Timoteus was so 'n man gewees. Sy ma en sy ouma het hom geleer. Want wie weet wat die Here met jou kind gaan doen? Miskien is jou kind die volgende John MacArthur, of miskien die volgende Johannes Calvin, of miskien die volgende Martin Luther. Wonderlik. As jy jou kinders kan aanmoedig om vir die Here te gaan werk, soveel beter as om hulle aan te moedig om op hierdie aarde suksesvol te wees. Ag vriende, ek gaan my boodskap afsluit, want ek het so op my notas geskryf, die impak wat moeders het op mense se lewens. As jy nou gaan kyk na 'n groot prediker soos Dr. John MacArthur, nou die dag oorlede, hulle reken hy was een van die mees invloedrykste predikers in Amerika die afgelope 100 jaar. Onder evangeliese mense is hierdie man 'n rolmodel, 'n man wat die Here liefgehad het en die Here gedien het. Ons dink aan 'n man soos R.C. Sproul. Ons dink aan 'n man soos Augustinus in die kerkgeskiedenis, Jonathan Edwards, John Newton, ons kan hulle name so noem, en baie interessant is, as jy hulle lewensverhale gaan lees, kom jy agter hoeveel melding hulle maak van hulle moeders. Baie min maak melding van hulle vaders. Die meeste maak melding van hulle moeders. Want hulle moeders het geweldige impak gehad op hulle lewens. Nou die man John Newton, wie kan vir my sê, watter baie bekende lied het hy geskryf? Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Hoor wat sê John Newton.
oor sy ma. Haar naam was Elizabeth Newton. En die geskiedenisboeke leer vir ons dat sy gedurende sy vroeë kinderjare 'n geweldige impak op sy lewe gehad het. Sy self het 'n vroom en heilige lewe gelei terwyl haar man 'n goddelose man was. 'n Man wat die Here nie liefgehad en die Here nie gedien het nie. Die Bybel sê vir ons dat hierdie vrou, of die geskiedenisboek sê dat hierdie vrou vertroud was met die Bybel en haar kind geleer het. Luister gou. Hy was van vroeg af geleer om hoofstukke in die Bybel te memoriseer, katekismes te memoriseer, gesange vir al die van Isaac Watts te memoriseer. Christelike gedigte is vir hom voorgelees. Sy ma's dood op 7-jarige, sy ma's dood toe hy 7 jaar oud was, in 1732. Dink by jouself, wat sy impak kan 'n vrou in 7 jaar op 'n kind het? Geweldig. Die kommuniste sê, gee 'n kind vir my die eerste 7 jaar, en hy sal 'n kommunist die res van sy lewe bly. Dis bietjie arrogant as hulle dit sê, want God kan ook 'n kommunist red, ons weet dit. Maar hierdie impak was so groot geweest, dat na die dood van John Newton se ma, hy 'n goddelose lewe begin lei, hy het 'n slaweskip bedryf, hy het 'n seemanslewe gelei en in goddeloosheid verval, en dit was 1748, tydens 'n storm op die see, het hy gedink hy gaan sterwe, en weet jy wat gebeur? Die een na die ander vers, die een na die ander gedeelte wat hy gememoriseer het, die katekismes, die gesange wat hy geleer het in sy geheue na vore gekom. En in daardie storm roep hy na die God van die hemel. En die Here red sy kosbare siel. Nou vriende, wat baie interessant is, ons lees in 2 Timoteus 3:14. Daar staan, maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Hierdie heilige skrifte is die hele skrif wat deur God ingegee is. John Newton skryf, hy sê, my dear mother, besides the pains she took with me, often commended me with many prayers and tears to God. And I doubt not, but I reap the fruits of these prayers to this hour. Hy is die skrywer van tientalle pragtige liedere, waarvan Amazing Grace die bekendste is. En hy kyk terug oor sy lewe en hy sê, daar die eerste 7 jaar, die impak wat my ma op my lewe gemaak het, was geweldig, 'n ongeveinsde geloof, 'n geloof wat oorgedra was, vriende, 'n geloof wat uitgeleef was, om hom toe te rus, om later ook 'n prediker te word, 'n man wat God liefgehad en God gedien het. Ek is klaar, ons vat saam, ons het na hierdie 2 Timoteus, die eerste hoofstuk, die eerste 5 verse gekyk, en na vers 5 in besonder, die impak van ongeveinsde geloof. Vir u gesê, dat sy ouma en ma se geloof was ongeveins. Die geloof was nie net ongeveins nie, maar oorgedra van ouma na ma na seun. En die vrug van hulle ongeveinsde geloof was om Timoteus toe te rus vir dienswerk. Nou wil ek afsluit met 'n aanhaling van Spurgeon, 'n baie besondere en bekende man by ons. Ons lees graag sy boeke. Hy sê, the power of a mother's prayers, with all her children kneeling around, is far greater than any public ministry. Daar's 168 ure in 'n week, as ek nou reg kan onthou. Ek kry 1 uur 'n week met u kinders. Die ander 167 ure is u saam met hulle. As pa en as ma. Vandag is Moedersdag en ek vra u, moeder, as jou kind nog op huis is, neem tyd om met hom of haar te praat, die woord te lees. Begin vandag. Hulle gaan dit miskien vreemd vind, maar doen dit. Want wat jy inbou van Christus in hulle lewe, is wat eendag in die ewigheid gaan tel. Miskien is jy vanmôre 'n ouma en jou kinders is uit die huis, en jy kyk vanmôre en jy dink by jouself, maar ek het soveel foute gemaak. Solank daar lewe is daar hoop. Solank daar lewe is daar genade. Leef jou ongeveinsde geloof uit. Dra dit oor aan die volgende geslag. Rus hulle toe vir dienswerk.
sodat die koninkryk van die Here uitgebrei kan word. Sy naam verheerlik kan word vir die moeitevolle lyde aan die kruis. En ons eendag in die hemel kan wees saam om God te verheerlik vir tyd en ewigheid. Mag die Here vir ons ryklik seën, kom ons bid saam. Vader, u samestelling van 'n huishouding is so wonderlik. 'n Man, 'n vrou en kinders. Baie dankie dat ons as mans en ek as man vanmôre vir u kan dankie sê vir die vrou wat u my gegee het. Baie dankie vir die 3 seuns wat u ons gegee het en so wil ons u dank vir elke kind wat vanmôre deel is van ons gemeente of miskien nie eens deel nie, maar in die sin, Here, dat hulle ouers vanmôre by ons is en die ma's en die oumas. Wil u dank vir hulle. En ons wil vra, Here, dat ons 'n impak sal maak in hulle lewens. Want dierbare Here, aan die einde van hierdie lewe is dit al wat gaan tel. Ken hulle u en ken u hulle. Ons bely ons sonde en ons bely ons tekortkominge en ons bely ons die kere waar ons nalat om hulle te onderrig soos ons moet. Maar ons vra u vanmôre, genadige en barmhartige God, dat u tog die dinge wat ons doen sal gebruik om ons kinders se harte na u te trek. Hulle te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, hulle te lei in u waarheid en dan dat hulle 'n lewe sal leef wat sonder maskers is. Dat hulle sonder bedrog sal lewe. Dat hulle heilig sal lewe. Ek pleit u, Here, dat ons groot genade sal vind by u, die rots van ons verlossing. En dat ek soos 'n Josua van ouds, saam met die mans vanmôre hier en saam met die vroue sal sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Dis al wat 'n verskil in hierdie land gaan maak. Ons kan 'n nuwe politieke party kry en in 'n mate sal hulle miskien 'n verskil bring. Maar Vader, as harte nie verander deur die wedergeboorte nie. En as kinders van God nie weer heilig gaan lewe nie, is die skrif teen die muur. Is alles te vergeefs. Ons as weergeborenes het die voorreg vanmôre om u ons Vader te kan noem. Dit alleen moet soveel blydskap en vreugde in ons lewens bring en tog, Here, is ons soms so morbied en neerslagtig en vol kwellinge en murmureringe en opstandigheid in ons harte. Dat ons vergeet ons behoort aan die Skepper wat gesê het, kyk, ek maak alles nuut. Vader, help ons. Ons is swak, ons is nietig. Ons is sondig, leer ons. Vat ons hand en lei ons, sodat ons eer kan bring op u naam. En Vader, dat Christus kan kyk na sy moeitevolle lyde en kosbare siele daardeur gered sal word. Ons bid dit in u naam en ons bid dit met danksegging. Amen.